our God. Every word. Goeiemôre, ekskuus julle, ek wil net interrupt, want is my bid dat ek op die voor te staan en ons sing Every Praise is to our God en almal staan en dit lyk ons by begrafnis is, ek sien julle nie, maar ek dink ons self ons moet dit 'n bietjie beter doen. Ons het vanoggend opgestaan om Here te loof en prys en wat ek sien is ek wil nie sê wat ek sien. So ons gaan dit weer doen en ons gaan die beste gee wat ons het, want hy het sy beste vir ons gegee. Ek kan nie bestaan. Kan ons weer in asseblief. Hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship is wonderful. Every praise is to our God. Hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise to our God. Every praise to our God. Every word of worship is wonderful. Every praise to our God. Hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise to our God. Hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise to our God. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise to our God. Every word of worship is wonderful. Every praise to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship to the one of God. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Como se le viene este Every praise is to our God. Every word of worship to the one of God. Every praise is to our
Because you are our Savior. You are our healer. You are our deliverer this morning. Come and take over this sermon today. We are not here to please a person. We are not here to make a show. We are here to bring you praises, my Lord. And Lord, with that, I can say, Lord, I lift your name on high. Lord, I love to give you praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Because without you, Lord, we are nothing. Without your cross, we are nothing. Without you hanging on the cross, we are nothing, Lord. Thank you, Lord, for coming to visit us this morning. Dank Here dat ons kan weet dat U vanmorgen hier is om 'n verskil te maak. Want dit is al hoekom ons hier is, my God. Om te ontvang dit wat die Heilige Gees vir ons wil gee vanmorgen. En ons eer en ons loof U daarvoor vanmorgen, Here. Raak elke persoon aan met hierdie liedjie vanmorgen. I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to
Hoe kan ek waardig wees tot u bloed? Wil ek vir jou sê, hierdie kruis wat jy hier sien, het vir elkeen van ons. Sy bloed het vir elkeen van ons gestort. Of jy vanmorgen hier is, jy het hier ingekom met 'n hart wat hard is. Sê God vanmorgen, ek maak jou hart soos klein om te kom vorm en te kom maak soos wat ek God met jou maak. Vanmorgen het God 'n afspraak met iemand. As jy vanmorgen voel, Here, ek het die nodig, so nodig, wil ek jy moet nou jy hande opsteek. En as jy voel, kan jy uitkom vanmorgen. Laat ons net, jy kan afseen vir dit wat God in storie vir jy vanmorgen. Want dit gaan nie vanmorgen oor wie my raak sien nie. Dit gaan nie vanmorgen oor ek is exposed nie. Dit gaan vanmorgen oor 'n siel wat verlore is. 'n siel wat dwaal. 'n siel wat voel vanmorgen. Ek is nie waardig nie. Vanmorgen wil ek vir jy sê, is waardig. En net ons God kan die waardig maak vanmorgen. Geen mens, geen pastoor, geen woord, maar God se woord alleen. Moenie skaam wees nie vanmorgen. Dat is 'n plan met jou voor. Karbokie City en He is waardig vanmorgen. Iemand is vanmorgen, voel jy moet uitkom vir gebed. Vra en raad. Hierdie is nie die emosionele oomblik nie, hierdie is nie iets wat ons emosioneel op jou ding, hierdie is die oomblik tussen jou en God.
Salve
oorwinning in die dierbare bloed van die naam. Vader, dankie vir die seënse bloed. Dankie vir Golgotha. Here, net U alleen sal weet wat die prys van Golgotha was. Want net U en U alleen het daar die prys betaal. En Vader, vanmôre bid ek in die kosbare naam van die Seun Jesus Christus, dat net 'n druppel van daardie liefde vanmôre ons liefdesdimensie kon vul, dat ons net kan beleef en kan besef hoe lief U ons het. En ek eer U daarvoor in die kosbare naam van Jesus Christus, die enigste weg na God die Vader. Amen. Welkom aan elkeen vanmôre. Sonderskool het ek volgende begin. So die jaar is die volle swing gegaan, volle momentum. En ek wil vir elkeen sê baie welkom vanmôre hier. Elke besoeker, baie welkom. Ek kan saam met ons lees, en blaai na Johannes 12 vers 42 tot 48. Die hoofskrif gedeelte vir die dag, Johannes 12 vers 42 tot 48. En die tema van vandag se boodskap is Jesus Christus, redding of veroordeling. Die naam van Jesus Christus is vir elke mens op hierdie aarde vanmôre of die krag van redding, of sonder hierdie naam, my eie keuse, 'n werk van veroordeling. Maar ek en u moet een ding vanmôre verstaan, Jesus het nie gekom om te oordeel nie. Hy het gekom om te red en te verlos, hy wat verloor is. Gedagte uit vandag se boodskap as padkos op jou lewenspad, of jy sal deur Jesus Christus gered word, deurdat hy in jou plek jou straf gedra het, of jy sal jou eie sonde se straf moet dra in die laaste dag. Of gered, of oordeel afwagtend. Besef wie jy in Christus Jesus is. Matteus 1 vers 21 sê, en jy sal seënbaar, die engel praat hier met Maria voordat sy swanger geword het, en hy sê, jy sal seënbaar en jy moet hom Jesus noem, want is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dankie vir hierdie naam, wat deur die eeue miljoene teruggebring het na Vader se huis toe, en met God kon versoen het. Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie, net die naam van Jesus. Geen ander weg, geen ander deur, net Jesus. Jesus Christus naam beteken letterlik, Jesus beteken God red. En Christus beteken gesalfteen. Met ander woorde, die naam van Jesus Christus sê letterlik vanmôre, deur die genade van die Seun van God, is jy gered in Christus. Hierdie naam spreek redding uit. Hierdie naam spreek verlossing uit. Hierdie naam spreek genesing vanmôre. Kom ons bid saam en dan gaan ons soos die Gees van die Here vanmôre hierdie woord lei. Vader, ek is opgewonde. Ek is opgewonde vanmôre vir 'n paar redes. Dat U is besig om meer en meer siele van die noorde, die suide, die ooste en die weste in te bring na die werk van die Heilige Gees in hierdie bediening. En Vader, vanmôre weet ons hierdie bediening behoort nie aan 'n persoon of 'n mens nie, maar aan 'n groep mense wat saam 'n familie geword het, seuns en dogters van 'n lewende God wat hande vat om saam
die koninkryk van Christus in 'n gebroke wêreld te gaan uitleef, hande te vat met hulle wat stikkend is, hulle wat vanmôre moeg langs die liewe spaaie lê, 'n gemeente vanmôre wat 'n familie is, 'n familie saamgebind deur Jesus genade en vrygekoop deur die bloed wat op Golgotha se prysoffer uitgegiet was. Amen en amen. Jesus Christus redding of veroordeling. Johannes 12 vers 47, en as iemand na my woorde luister en nie glo nie, ek oordeel hom. Hoor wat sê Jesus, as die wêreld daar buite vanmôre na sy woorde nie luister nie, en hulle draai die rug op hom, verklaar hy, ek oordeel hulle nie. Dis die God wat van ons vergeet, en dis hoekom die wêreld in die toestand is waarin hy is nie. Want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Hierdie gedagte wat die mens het, dat God soos 'n tiraan oor jou vanmôre kyk, en amper vir jou sê, of jy aanbid my of ek wil jou in die hel gooi, is nie die prentjie, dis nie die beeld van hierdie lewende God. God sit in genade vanmôre en sy Heilige Gees gaan nog steeds uit van mens tot mens vanmôre, klop nog steeds aan jou hartsdeur om te sê, kom huis toe, ek wil jou red, voordat dit vir jou te laat is, voordat jy jou laaste asem uitblaas op hierdie aarde en jy nie meer 'n keuse kan maak om deur my genade gered te word vanmôre. Kom ons lees Johannes 12 vers 42 tot 48 om die konteks van hierdie stelling deur Jesus Christus beter te verstaan. Johannes 12 vers 42 tot 48, maar tog het selfs baie van die owerses in hom geglo. As baie mense vandag wat glo dat Jesus aan die kruis gesterf het. As jy vandag 'n sensusopname maak in Suid-Afrika, is daar 'n groot meerderheid van die mense wat op die sensus sal sê ek is 'n Christen. As jy die meeste van die mense vandag vra, glo jy in Jesus Christus, dan sê ja, ek het my kerk. Ek het my geloof. Ek het my siene. Ek glo dat hy 2000 jaar terug aan die kruis gesterf. Maar vanmôre wil ek vir jou sê om te glo is nie 'n kwalifisering om gered te wees. Maar terwille van die Fariseërs het hulle dit nie bely nie, om nie in die sinagoge geband te word nie. Daar kom saam met die geloof 'n dag in jou lewe wat jy moet bely. Amen. Want sonder belydenis kan daar nie sonder vergifnis plaasvind. Ek kan van die môre tot die aand sê ek glo dat Jesus Christus die seun van God is, maar totdat ek by die punt kom dat ek nie voor hom breek en my sondes bely en bely dat hy die redder God van hemel en aarde is, dat hy die enigste weg is waardeur ek gered kan word en sonder hom is ek verlore nie, sonder die prys dat hy in my plek kom sterf het op Golgotha, want ek verdien die dood deur die sonde wat ek reeds gedoen het en die wat ek nog gaan doen, maar daar is 'n God in die hemel wat vanmôre vir jou sê, ek het in jou plek gesterf. Amen. 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 Ek wil my verstout om die verhaal wat ek Saterdag by die uitreiking gehoor het, te herhaal in hierdie boodskap. Want dit was my so mooi illustrasie. Daar was 'n koning, 'n regverdige koning. Amen. Wat regverdig met alle goeie dade en met elke oortreding gehandel het in daardie land. As jy goed gedoen het, was jy beloon. As jy oortree het, was jy volgens die skaal van jou oortreding gestraf gewees. En een van die straf was dat jy op jou maag moes lê en dan was daar 'n aantal katshoue oor jou rug geslaan. En dan moes jy omdraai en dan was die oorblywende katshoue, omdat daar nie amper plek op jou rug oor was nie, oor jou maag geslaan gewees. En so het dit in hierdie koninkryk gegaan, dat hierdie koning bly by sy woord, want hy's 'n regverdige God, wat die goeie beloon en die onregverdigheid
nie ongestraft laat verbygaan nie. So daar was nie verkrachtings in daai land nie, daar was nie diefstal in daai land nie, daar was nie neidigheid nie, want die mens het respek gehad vir die geregtigheid wat in hierdie land plaasgevind het. En op 'n dag, toe sleep hulle voor hierdie koning se eie dogter, wat skuldig was aan 'n ernstige oortreding. En die koning het met hartseer na sy dogter gekyk, met soveel trane, maar hy het geweet, dat in hierdie koninkryk is 'n regverdige God, wat die oordeele nie mag spaar nie, selfs al is dit my eie kind. En toe die regspraak volbring is, dat sy skuldig bevind is op grond van getuienisse, op grond van 2 en 3 wat getuig oor hierdie saak, is sy skuldig bevind aan die oortreding en dat sy hierdie katsou moet kry. En hy het haar voor die koning kom uitspalk, haar hande en haar voete vasgemaak. En die een wat die oordeel moet vel, het reeds met die kats in die hand gestaan, om die eerste hout te slaan, en toe hy sy hand lig, toe roep die koning, wag! En almal word stil. Gaan hierdie koning nou, omdat dit sy dogter is, sê net nie my dogter. En daar staan reeds mense wat met die oë kyk, of hierdie koning werklik so regverdige koning is, soos wat hy sê hy is. En die volgende oomblik, toe staan hy op van sy troon af, en hy gaan lê oor sy dogter. En hy sê, so, ek sal dit in haar plek vat. En hy het sy rug oopgekloof, want dit was regverdig, dat elke oortreding gestraf moet word, volgens die mate. En toe hy klaar is, en hy af is van af, toe draai hy haar op hom rug, dat die oorblywende oor haar maag, en hy gaan lê weer oor haar. Hy beskerm haar liggaam van die katsouwe. Hy vat dit in haar plek, en hulle slaan die koning. En toe dit klaar is, toe sê hulle nou moet hy nog net die finale afronding van hierdie straf ontvang. Want die aarde is vervloek, weer sonde en dorings en dussels was deel van die vloek, wat die aarde kon vul het. En daar was 'n doringkroon gevleg gewees, wat dan die simboliese verteenwoordiging van hierdie vervloeking van sonde op die aarde is, wat dan 'n finaal op hierdie persoon wat die katsou gevat het, sy kop moet ingedruk word, en sy goue kroon het hy reeds op die wat sy troon gelaat, toe afgestap het, en hy ontvang die doringkroon in sy dogter se plek. En daarom wil ek jy moet vanmôre mooi verstaan, God is 'n regverdige koning, hy is 'n regverdige God, wat met sonde nie kan een word nie. En hy het gesê, as jy sondig, gaan jy moet sterf. Nog voordat hulle die vrug geëet het, nog voordat hulle die sonde gedoen het, om die boom van kennis van goed en kwaad te kies, het God gesê, moenie van hierdie vrug eet nie, want as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En omdat daar 'n vyand is, nie God nie, 'n werklike vyand, die Satan, die slang, die draak van ouds, het inbeweeg in hierdie perfekte koninkryk in, waar 'n perfekte, heilige, regverdige God geregeer het, en hy het vir Eva gesê, as jy van dit eet, sal jy sekerlik soos hierdie God wees. En sy het geëet, en sy het vir haar man gegee wat ook geëet het, en onmiddellik omdat hy 'n regverdige God is, en die oordeel van die dood ingekom. En van daardie oomblik af was die aarde vervloek gewees, en die dorings en dussels hierdie aarde kon vul. Tot op daardie dag, 2000 jaar terug, toe God sê, ek sal nou in my seuns en my dogter se plek die straf vat. Die dood wat hulle moet sterf, vir die sonde wat hulle gedoen het en elke dag teenoor my doen,
Hierdie sonde wat ons wêreld in die toestand het waarin dit vandag is. Die moord, die korrupsie, die verkrachtings, die goddeloosheid wat jou vandag raak. Wat maak dat jy vandag, ag dit nie weer moet wegkry? Wat maak dat jy elektrische omheinings moet hê om jou huis? Wat maak dat daar 'n reaksie magte moet wees om te haas om jou te kom beskerm? Hierdie sonde wat dit vandag vir jou as 'n bedreiging maak, was die oorsaak van sonde wat die dood bring, wat jy vandag sien hoe onskuldige mense by die miljoene oor hierdie aarde vandag vermoor word deur die uitwerking van sonde. En 2000 jaar terug stap hierdie God, hierdie koning van sy troon af en hy sê ek sal die plek vat van hulle sondes. Slaan my, spaar hulle. En tot die dood toe, aan die kruis, vat hy die katshouer, die vernedering van die doornkroon, wat die vervloeking van hierdie aarde verteenwoordig, want dit was vervloek deur dorings en dissels, en hy vat 'n doringkroon, in die plek van sy kroon, om te sê die vloek, wat jou toe kom, vat ek in sy volle mate, en ek sterf in jou plek, op Golgotha hemel. En hierdie Jesus sê, as jy dit bely, kom ons lees dit weer, en as iemand na my woorde luister en nie glo nie, ek oordeel hom nie. Want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel, maar om die wêreld te red. Want dan het die eer van die mense meer lief gehad as die eer van God. Mense het vandag die mens meer lief as God. Kan ek vir jou sê, hoekom kan goddeloosheid so lank in 'n land staande bly? Want goddeloosheid laat goddeloosheid toe. Korrupsie laat toe dat jy kan korrup wees. As daar geen respek vir lewe is nie, dan laat die stelsel nie toe dat iemand anders kan doodmaak, jy gaan dit so. Maar dit is nooit God se plan nie. Dis die uitwerking van sonde wat die wêreld in daai toestand plaas. Maar God is nie die een wat dit oor jou en my bring. En dis hy wat ons nou so slaan nie. Dis omdat die mens kies om die mens meer te eer en meer lief te hê as om God lief te hê en God te eer. En Jesus het uitgeroep en gesê, wie in my glo, glo nie in my nie, maar in hom wat my gestuur het. Hy glo in my Vader. En wie my aanskou hom wat my gestuur het. Ek het as 'n lig in die wêreld gekom sodat elkeen wat in my glo nie in die duisternis sou bly. En as iemand na my woorde luister en nie glo nie, ek oordeel hom nie, want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, en een wat hom oordeel, die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Wat is hierdie woord wat gespreek is? As jy die sonde bo my kies, sal jy die vrug en die vloek van die sonde moet dra. As jy van die boom van kennis van goed en kwaad eet, sal jy sterf. Maar as jy eet van die boom van die lewe, Jesus Christus, sal jy lewe. Dan kom hy en hy sê, al die dinge het verbygegaan. 'n nuwe mens. Al was ek so skarlake, hy maak ek so wit soos wol. Al was ek so purper, dit word so wit soos sneeu. Maar as 'n vereiste. Jy het nie meer nodig om fisies aan 'n kruis te gaan hang en te sterf nie, want hy het dit in jou plek gedoen. Al wat ek vir jou sê is, sterf die sonde se werk, wat binne jou nog aktief is. Jy kom en word 'n nuwe skepsel deur die werking van my Heilige Gees. Ek vra jou nie om dit te gaan bewerk nie. Ek vra nie vir jou om werke te doen en daardeur gered te word nie. Laat die enigste werk wat in jou oorbly, die liefdeswerk wees van ek het God lief en daarom omdat ek hom lief het, alles wat ek doen, doen ek om hom te eer. Dis die enigste werk wat God van jou vra. Hy vra nie vir jou om te werk vir jou saligheid nie. Hy vra nie om te werk om geregverdig te word voor hom nie, want niks wat ek en jy vanmôre doen, kan ons voor God regverdig nie. Maar daar is 'n nuwe werk wat geboorte vind in my hart die dag as ek by hom uitkom en sy liefde as seun en dogter in genade met my 'n verbintenis met hom bring, die werk van liefde.
Ek wil 'n voorbeeld gebruik oor die werk van liefde werk. Moeder, moet jou seun werk vir jou kan lief hê. Maar jy sal graag wil hê dat as jy optree, moet jy kan sien hy waardeer jou liefde. Dis die werk. Hy kan nie meer werk om jou seun te wees, hy is jou seun. Hy kan nie iets gaan doen om mamma se liefde vir hom te aktiveer nie. Mamma se liefde is maak nie saak of hy wat doen nie. Mamma se liefde kan nie weggaan nie. Maar mamma se liefde roep dat hy sal sien hoe lief mamma hom het. En die aksie wat daarmee volg van om jou terug lief te hê, soos jy hom lief het, is die werke wat getuig dat hy dieselfde liefde vir jou. En dis die werke wat ons vandag het, die werk van liefde. Wat verklaar dat ek Jesus lief het. Buiten daar die werk van liefde, is daar geen werk wat die mens homself kan red nie. Jesus Christus redding of veroordeling. Efesiërs 2 van vers 1 sê, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sonde. Ons was reeds dood. Kan ek vir jou vanoggend verduidelik hoe dood werk? Hy sê ons is reeds dood deur die misdade. Dood deur sonde maak jy nie dadelik heeltemal dood nie. 'n Klein graad 1 seentjie sien sy maatjie se uitveer. En iets in hom sê moenie vat nie, sien jou nie. Maar later dan hy daai uitveer, kom ons ek weet nie vandag in die skool is jy seker oulike vormpies, een was soos 'n was 'n karretjie gewees, 'n ander was soos 'n beertjie gewees. Die uitveers het net mooi gewees. En ons het ook oogies gehad en bo die uitveers geplak is. Jy hoe meer jy vir uitveer kyk, hoe mooier lyk hy. En hoe meer begin jou hand outomaties so bewegingkie uitvoer. En die oomblik jy daai uitveer vat, toe breek jy die onskuld wat binne jou is. Nie God nie. Jou aksie het dit gebreek. God het nie gesê van die uitveer. God het in jou geplant 'n gewete wat sê moenie die uitveer vat. Toe hy eerste uitveer gevat is, toe sterf iets. Vrees. Want jy sien ek vat die uitveer, ek sit hom in my sak. Ek is bang die juffrou gaan my sien en dan gaan ek pak slaag kry en nou gebeur daar niks nie. Kom by die huis aan môre, ek voel nog ongemaklik met hierdie uitveer wat ek gevat het, want dit voel net nie reg. Een jaar later sien jy 'n passer snel van iemand anderste. En jy sê, wie wat? Ek het weggekom by die uitveer. As ek slim genoeg is, kan ek wegkom by die passer snel. En jy vat die passer snel. Later vir almal weet, iemand nie pas self weet nie, niemand weet dit. Daai een is dood, maar eet brood. Soos die ou mense altyd gesê het. En so gaan die jare aan. En die oordeele word groter, want ons kom ons weg met dit. Totdat jy later meer geen gewete meer het nie, en jy mors dood is binne jou. En dis hoe die dood intree. Jy het later geen vrees meer nie. Vandag in hierdie wêreld het niemand meer vrees vir die gevolg nie, want ek kan iemand doodmaak en ek kan iemand braai en oor 'n maand is ek weer op die straat. Daar is geen vrees meer vir wet en orde nie. Die sonde se uitwerking het die stelsel kom doodmaak. En daarom het die mens geen vrees vir God meer nie. En jy sien wat gebeur wanneer ek nie vrees vir God het nie aan my maakie, dan wil ek ook nie eens by kerk toe gaan. Ek moet die kerk toe gaan. Ek het nie God nodig, ek is my eie God, maar hierdie hande het vir my gedoen. Nie God. En so word die mens meer en meer dat hy sê, ek hoef nie kerk toe te gaan, maar laat my ma, my pa, my oupa en my ouma is wat maar in daar die dinge glo, dat hulle maar kerk toe gaan, maar ek het nie kerk en God nodig. Tot 'n dag. Wat die mens een tree te ver gee. En hy skielik die dood in die oë moet staar. Doch nie deur die regstelsel nie.
dalk deur iemand anders wat net so goddeloos as jy is, wat 'n 9 mm teen jou opdruk, en jy besef hierdie persoon het geen genade nie, want hy is nie in die sisteem nie. Hierdie persoon het geen gevoel of geweet om die sneller te trek nie. En skielik, ek soveel kere getuienisse gehoor. Onthou die persoon skielik in daai oomblik, 'n ou sondagskoolletjie wat hy jare terug gehoor het, en dan sê, ag God, wees my genadig. Jy sien, ek het God nie nodig, totdat ek besef, die dood gaan nou intree. Hoeveel keer het ek nie as pastoor al in my lewe dit beleef, mense wat van God niks weet, totdat iemand in ICU lê. Dan gaan die gebedsversoek uit, asseblief bid, hierdie persoon se lewe hang aan 'n draadjie, bid asseblief dat God genadig moet wees, en hierdie persoon se lewe moet red, want jy sien wanneer ek die dood begin ingaan, en ek begin die dood beleef, en ek besef, ek kan met my eie krag, en met my eie plannetjies niks meer doen nie, die dood is die volgende tree, en ek weet nie wat wag vir my, in die ander kant, die onbekende nie, dan is dit as 'n vrees weer, vir 'n oomblik, wat op die dooie gewete, die kom lewendig maak, en nou roep hulle na God. Maar wat jy sien, al hierdie dinge, was daar nog nooit aan die ander kant van die graf 'n God, wat met tirannie en met woede wag, om jou in die hel te werp nie. Wie wat staan aan die ander kant van die graf? Een wat 'n bloedprys betaal het om maak. Amen, yes. Iemand wat tot die dood toe jou so lief gehad het, dat hy jou plek gaan sterf het, en toe hy opvaar, toe gaan sit in die regterhand van die Vader, waar hy vir jou intree, non-stop met gebede. God, gee hom net nog 'n kans. Amen. Gee hom net nog 'n kans. Gee hom net nog 'n kans. Daar was tye in jou lewe, wat jy moes dood gewees het, Dis waar. maar wat die dood jou nie gevat het nie. Wat jy vanmôre dalk nie kan verklaar, hoe is dit dat ek nie dood het? Ek meen in 1996 verongeluk ek dood. Op die ongelukstoneel ver van God af, die vorige aand nog heavy geparty. Die laaste ding in my gedagtes is God. Terwyl ek in die doodryk afsak, veg ek teen 'n demoon vir my lewe. En wie wat doen my God? Wie wat doen jou God? Die vrou wat voor my gery het, is 'n pastoor se vrou. Wat so pas, sover as wat daai kruis is, by haar dogter se huis gery het. 25 jaar later ontmoet ek hulle. Ek het nog al die jare die idee, ek is in ICU, het sy vir my kom bid. En ek staan voor hierdie meisietjie Michelle. Farine. Sy sê, meneer, was jy in ICU, het jy kom bid het, nie? Ek het die slag van die ongeluk gehoor. En ek het gehardloop, want ek weet my ma is in die kar. En toe ek daar kom en ek sien my ma is oké, hy is besig, maar ek sien jy is dood. Die vraag vir, kan ek nie net van bid nie? En sy lê haar hande op my en ek hoor uit die doderyk uit, hoor ek iemand roep, o God, ek roep my die dood uit terug. Is dit 'n God wat jou beoordeel? Want iemand haastig stuur, vir wat sy dogters gaan bid nie. Hy mag nie die ewigheid ingaan sonder my. Die vyand is reeds besig om hom te claim vir homself. En daar op daardie ongelukstoneel begin ek weer asemhaal. Wie wat sê, die Gees van God vir my toe ek in ongevalle is, en ek daar my volle positief begin herwin, hoor ek duidelik die stem van God se Gees. Waar sou jy wees as ek vandag my hand van genade van jou weggevat het? En ek draai om. En nie omdat 'n pastoor my bank gepraat het nie. Nie omdat ek iewers 'n preek gehoor het. Jy moet jou bekeer, want anders gaan jy sonder God sterf en gaan jy nie dat hel doen. Ek het niks van daai goed gehoor nie. Ek het gesien hoe ek in die hel se doderyk afsak sonder God. En hoe God een van sy dogters stuur om my die dood uit terug te roep. Genade. En toe ek daardie ongelukstoneel uitkom, toe sê ek hierdie woorde.
Simon leef vandag asof hy gesterf het en geen reg meer op sy lewe het nie. Wat ek nou het is genade. Amen. Want net God gee my hierdie tyd om ekstra te beleef. En ek wil vir hom gaan werk. Here, stuur my. Stuur my. Ek wil vir hulle gaan bid wat siek is. Want ek weet dat U is werklik. Ek het U beleef hoe U my kom haal het. Ek het beleef hoe U my. U is 'n werklike God. Ek stap nie in 'n ICU en ek dink wie as daar 'n God is, miskien sal ek glo hy gaan hierdie persoon gesond, want ek weet hy's 'n werklikheid. Amen. Amen. Ek stap saam met Rian in 'n psigiatriese eenheid in van 'n meisietjie wat hulle wil sertifiseer as kranksinnig, vasgemaak met handdoek, wat so belde in Kompanong Hospitaal. Weet jy wat? Nog voordat ek by Kompanong is, sê ek vir Rian wat getuienis is vandag in hier. Ek sê Rian, vandag gaan jy sien hoe God 'n meisietjie wat kranksinnig is, duiwel bevry maak. Halleluja. Dan stap in daar die Kompanong, daar's 'n strale hekke, jy kan nie net aan stap nie. Dis as jy kan sien, hier word mense toegesluit, hulle kan ontsnap nie. Yes, Lord. En ons gaan daar in en ek stap na daai meisietjie se bed toe. Dit by haar bed kom met haar oë reeds ongedop. Jy kyk in die bed vas. Die skyn kom met haar mond uit. Sy ruk aan daardie Japon belde. Praat waar, Jan? Ek sê vir my, jy skree nie. Jy het nie nodig om te skree nie. Want daar's 'n God wat oor het, wat hoor Yes. en wat die werk doen. En ek kom weer na hande so op. Ek sê jou vyand, ek wil nie eens weet wat is jou naam nie. Maar ek wil vir jou sê, ek dien 'n God en sy naam is Jesus Christus. Yes. En ek verbied jou om hierdie kind verder in jou leuns en in jou ketting en jou tronk te hou. Ek roep voor God genade dat sy 'n besluit kan neem of sy Jesus wil dien of nie wil dien nie. En dadelik draai haar oor normaal terug. Haar hande sak. Dan kyk ek na haar en ek sê, "Vat doktertjie. Weet jy dat Jesus jou liefhet en dat jy nie oordeel nie, dis nie sy skuld dat jy vandag in hierdie bed lê nie. Wil jy Jesus dien?" En sy sê, wat sê sy toe kan vra? Ja. Die bevryding vind plaas. Sien gaan die vyand uit. En 'n halfuur later ontslaan hulle uit Kompanong uit. By 'n volle positiewe, maar weet jy wat is hier mooi? Is jy reg vir mooi? Die volgende aand, toe sy op 'n uitreiking in van 'n bypark besig om mense van Jesus te vertel. So, halleluja. Efesiërs 2 van vers 1. Waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees en nou die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Dis nie God wat belaar het nie. Hulle luister na die vyand en sy stem en hulle wil hom dien. Want wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeertes van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. Ons was van nature kinders van die toring, net soos ook die ander. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde waarmee ons lief gehad het. Ek wil gaan 'n hemel moet wag. Ook toe ons dood was deur die misdade, lewendig gemaak saam met Christus. Hoor mooi. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdaad, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is jy gered. Amen. En saam opgewek en saam laat sit het in die hemel in Christus Jesus. En die dag toe die Here hierdie vir my oopmaak hierdie skrif, toe gebeur iets in my geloofslewe. Die oomblik as jy Jesus aanneem en bely, en vra om jou te vergewe van al jou sondes, al jou foute, dan kom woon hy in jou deur sy gees. En hy laat jou nie net gevul met sy gees nie, hy trek jou op om saam met hom in hemelse plekke
van authority te sit, om gestuur te word om in sy naam hand op die siekes te lê. In sy naam duiwels uit te dryf. En toe besef dat ek is een met Christus as sy seun en sy dogter. En wanneer ek in die hospitaal instap, stap ek nie in as die ou mens wat nie by God uitgekom nie. Ek stap in as een wat saam met hom in die hemelse plek uitregeer, wat sê net soos in die hemel, laat dit ook so op die aarde wees. Net soos waar daar geen siekte in die hemel kan wees nie, God mag daar ook geen siekte verder in hierdie persoon wees nie. Net soos waar daar geen demoon in die hemel is nie, mag daar ook geen verdere demoon in hierdie persoon verder leef nie. En die oomblik toe ek dit besef, dit in sy naam kan ons sy hand op die siekes lê. En Markus 16 sê, en hulle sal gesond word. En selfs as ek iets dodeliks drink, sal dit my geen skade doen nie. Jare terug, is ek deel van 'n uitreiking. En Saterdag het ons uitreiking, Sondag kry ons op die groep. Asseblief roep saam na God vir 'n wonderwerk. My klein dogtertjie van 4 het in my skuur ingegaan waar die gras nou so goed staan en sy pas die hele bottel weer gevyt. Besef jy wat gebeur as jy nie goed het? Jy bloed verdun so alles binne jou bors. 4-jarige dogtertjie vat 'n borrel weer gaan en drink hom weer. En ons roep. En klaar en sy van die begin wel oortjies het goed gekom. Ons roep na God. En volgende oomblik kom dit oor die WhatsApp groep. Prys God, die bloed het opgedroog, my kind leef. Ek is nie hier om vir jou te preek nie, man. Ek is hier om vir jou te sê, ek ken hier die Jesus. Ek ken hom. Hy is my werklikheid. En as jy vir my werklikheid vanmorgen wees, my goed Jesus, jy wil ek vir jou werklikheid. As jy dit vir die volgende persoon kan doen, kan hy dit vir jou doen. As jy iemand wat dood was op ongelukstoneel kan lewe dat maak. En weet jy wat sê ek daai dag vir die vyand? Toe ek in hierdie ongelukstoneel uitstap so 2-3 maande later, sê iemand weer vir my 30 dae is jy dood. Toe stap ek uit en ek sê, God het my geskape en God sal besluit wanneer ek sterf. En nooit weer sal 'n karongeluk my vat nie. Ek is na daai karongeluk weer 3 ongelukke wat ek uit die kar uit klim nie met soveel beserings nie. Want ek het met my hart en my mond bely, die vyand sal my nie met 'n karongeluk vat nie. En teendeel, God is so goed, ek kan nie sy kar vat. Ek ry nog steeds, wat dit 2 ongelukke was. Sodat in die eeuwige kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus. Ja, daai volterrein so daar buite staan. Was dit 2 ongelukke. Die eerste ongeluk slag al hele Rangers en neus so deur die airbags. Maar jy was op die ongeluk sien. So jy sê hulle kon daai voort reg maak. Wat jy daai dag gesien. Ek het nie maar ek begin so 'n ander voertuig. Ek kom nie die voertuig word reg maak. Almal sê vir my daai kar gaan nou so swak wees. Jy gaan moet verkoop. My bakkie ry vandag beter as jy voor die ongeluk. Amen. Iemand stop so laat gesien. Presies wat gebeur het. Ek weet nog ja, iemand skiep is opstraat en ek ry en vas en ek sterf. Iemand stop straat. Maar wie weet so wonderlik. Niemand sterf ook in daai voertuig. Die vrou swanger. En 'n klein seentjie van 5-6 jaar is hy nie van 'n klimmer voertuig in die besering. Wat ek waar, jy was by die ongeluk sien. 3 maande later. Rabot is uit. Ek stop en toe ek ry, ek wag vir hierdie voertuig wat moet draai. En hy wys my ek moet kom, nou is my oë op hom en ek baie verby kom 'n ander kar agter hom verby gegaan. Binne my sy. Hulle engine breek af. Dat die olie en die water in die pad afloop. Die oom en die tannie.
Ek klim uit, ek loop na die oom, ek sê oom, sit net my stil, die ambulans is op pad. Hy sê, my bors. Ek sê, Tommy, my rug. Ek sê, sit vir my net stil, die ambulans is op pad. Hier kom die verkeerspersoneel aan my toe, wie is die persoon op daar weer? As die ander persoon op daar weer. Are you right, sir? She is. I just prayed for the uncle and the auntie. I said, but can I somewhat pray for you guys also? You're doing such a good service for us. En al bid ek vir die 3 verkeersbeamptes. Maar weet jy wat as jy gedryf is deur 'n gees van 'n God wat leef? Dan is jou mindset anders. Dan is jou mindset anders. So dat die eeuwe kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid deur ons in Christus Jesus. Altyd genade is jy gered deur die geloof en dit nie uit jouself nie, dit is die gawe van God. Jesus Christus, redding of verlossing. Kind van God, vrygemaak, nuut gemaak deur Jesus bloed, om saam met hom te heers beteken die volgende. Markus 16 vers 17 tot 20. En vir die wat geglo het sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek, Kiraba Shabayendo, Niki Hendro was Sabai, Kishababa. Weet jy wat ek sê? Nee. Maar die oomblik as ek in my taal voel ek die connection met die lewende God. Maar is iets wat nie met my eie hart, met my eie mond en my getuie gedagtes gaan. Dis 'n taal wat God jou gee om te kan aanbid. Slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê as hulle gesond word. En hulle sal gesond word. En wil jy met iets hoor in hierdie? Want ek het lees is goed en ons lees nie raak wat is met raak lees. Ek wil vir iets uitlig in hierdie skrif. En vir die wat geglo sal, miskien, maybe, one day, eendag, as jou geloof jy sterk genoeg is, as jy eers sal. Hierdie tekens op, in my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal opneem, as hulle iets dodelik drink, sal dit hulle geen kwaad doen. Op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. Gedagte, gaan oor die gedagte word. Ek wil eers hier staan saam by hierdie skrifgedeelte. Ek het al gehoor in my lewe, mense glo ek het 'n genesingsgawe. As pastoor Simon vir 'n sieke bid, dat vind daar wonderwerke plaas. Voorreg gehad om te sien hoe Jesus iemand wat vigs het, om hulle gesond te maak. Voorreg gehad om te sien hoe Jesus het dan wat 7 soorte kankers gehad het om hulle te genees. Het jy gehoor wat ek sê? Ek het nie gesê ek het voorreg gehad toe ek vir iemand gebid het. Ek het voorreg gehad toe ek gebid. Ek het voorreg gehad om te sien hoe Jesus iemand wat vigs het genees. Hoe Jesus iemand wat duiwelbeset is bevry. En toe gebeur er onlangs iets, want ons word in toetse gestel. Jo, want ek gaan in 'n depo. Want jy doen mos vir mense die leiding van die Heilige Gees kragtige goed. En ek het gesien hoe die Here seker mense met wonderwerk aangeraak het. En mense stap uit. Mense begin my vertel, ek is 'n valse prediker aan buitekant en ek stap in depo. Ek het nou soveel liefde in hierdie saak ingesit. Ek het met soveel liefde en omgee gewerk. Hoe kan hulle dit aan my doen? Is jy reg hierin? In hierdie week. Klaar ek alweer by die Here.
En die Heilige Gees sê vir my hierdie woorde. Simon. Ek sê ja, Gees van die Here. Het jy die wonderwerke gedoen? Ek sê nee, Here. Nou hoekom gaan jy aan asof jy dit gedoen het en jy nou daarna gekom het? Ek sê Here, ekskuus. Hy sê dit kom my toe en ek oordeel nie. Staan op. En gaan doen wat ek jou gee om te doen. Yes. En hou op om te murmureer wat aan my gedoen word. En skielik is ek vry. Ek sê Here, ekskuus. Dat ek dit wat U gedoen het, gemaak het asof dit aan my gedoen was. Jy sien wanneer jy vir jou sieke gaan bid, is dit nie eens vir jou om te wonder, gaan die persoon gesond word of gaan nie gesond word nie. Jy het in Jesus naam gebid en nou doen God self die wonder. Amen. Yes. Kan ek getuig wat gister gebeur het met jou? Vrydag met jou. En ek sluit met dit af. Vrydag bel Hannes my. Die stel is opgeneem in die hospitaal by 'n Medikliniek in Van der Park. Die dokter wat daar was sê, ja, galblaas moet verwyder word. Ons gaan nie te veel oor dit praat nie, want ons spreek nie te veel goed nie. Kort en bondig, galblaas moet verwyder word. Maar die dokter het gesê, wat baie mense sê, julle moet kies of julle my wil gebruik, en of julle praat beter dokters as ek. Maar ek gaan jy nie in die hospitaal hou vir die naweek nie, ek gaan jou ontslaan, want anders dan moet jy onnodig mediese fonds betaal vir die naweek. Kom maandag terug met die besluit. En terwyl ek in die badkamer is, nog voor dit julle vir my sê van die galblaas, praat jy wat? Sê die Heilige Gees vir my op die fase sy met 'n galblaas uit. Praat jy wat? En toe sy my vra, toe sê ek, Heilige Gees het my klaar van die badkamer sê met jou galblaas uit. Haal my. Kijk, pastoor, wat sê die Here vir jou? Moet ons hierdie dokter gebruik of moet ons 'n ander dokter kry? Ek sê, kan jy nie antwoord nie, ons het nou te veel stemme wat met mekaar praat. Ek kan nie stil genoeg word om die Here se sê door terwyl ons met mekaar op die foon praat nie. Ek gaan eers stil word, dan gaan ek weer terug. En toe ek die foon neersit, toe praat die Here. En ek bel julle daar terug. En ek sê, die Here het nou net vir my gesê, om vir julle die volgende te sê. Want jy gaan self moet bevestiging kry. As ek nou vir jou sê, die Here sê, Vader, gaan jy nog steeds nie rus en vrede hê. As daai dokter nou instap om jou te ontslaan, want hy wil mos ontslaan, sê die maandag terug. Dan sê jy vir daai dokter reguit hierdie woorde. Doctor, are you a born again child of God? Yes or no? En die antwoord wat die dokter jou gaan jou bevestiging wees of God wil hê met die dokter gebruik of nie. Maar ek ken reeds die antwoord. En dis ook hoeveel gesê jy moet dit sê. En sy dan met haar sê vir my, jou eie woorde, wat sê die dokter? Hy sê kan pryse worship in, hy sê born again child. Al baie die oog. Dus ook nog dit glad nie genoem het nie. Get it out of your mind. Kyk soos Jesus kyk. En dadelik sê sy vir die dokter, jy kan die operasie doen. Maandag gaan jy, operasie gaan sukses wees en jy gaan hier staan volgende Sondag en gaan getuig. Hoe daar bo-natuurlik genesing in dit gewees het. Nou gaan jy my vra, maar kon ek nie maar net van galblaas gebid het. Nee. I'm not the one that's doing it. I'm just following commands and instructions. En die instructie wat ek gekry het, sê vir haar, sy moet 'n galblaas uit. Want deur dit bring God iets anders te, wat sy naam verheerlik in die dokter. God die dokters ook hulle verstand gegee. Lukas, een van die disippels was 'n dokter. Kom ons kyk gou na wat ons as padkos moet saamvat vir die week. Dit volgens die boodskap. Of
jy sal deur Jesus Christus gered word, dat hy in jou plek jou straf gedra het. Of jy sal jou eie sonde se straf moet dra in die laaste dag. Dit is so maklik. Ek buig nie my knie voor hom nie. Ek is prepared om my eie straf te dra. Ek gaan nie die bloedprys van wat hy my plek betaal het 2000 jaar terug aanvaar nie. Ek wil hom nie as my God hê nie. Ek sien kans om my eie straf te dra. Dis al wat dit is as jy die prys wat hy vir jou gegee het, nie aanvaar. Dis nie godsdiens. Dis nie nou moet ek kies watter godsdiens ek moet volg nie. Daar's net een wat vir jou die prys betaal het. Wat jou straf vir jou gedra het. Geen ander God, geen ander godsdiens was daar 'n God wat vir jou die prys gedra het en in jou plek gesterf het. En teenoor baie van die ander gelowiges sê, sit 'n bommetjie, blaas jouself op, jy moet self sterf. Ek gaan nie vir jou sterf nie, jy gaan sommer jouself opblaas. En no go, no go. Hier wat my 2000 jaar terug in my plek gesterf het. En gesê, ek val die straf. Al wat jy moet doen is wees lief vir my. En begin 'n verhouding. Dis al wat ek vir jou vra. Of hy sal ons skuld betaal, of ons gaan ons eie straf op ons eie plek dra in die laaste dag. Of gered, of oordeel afwag. Besef wie jy in Christus is. Wat is hierdie laaste dag waarvan ek praat? Openbaring 20. Salig is die wat eers opstaan. Die het dan eers opstaan. Want binnekort gaan die graf toe oopgaan. En dan gaan sommige mense nog in die lewe oor is, volgens 1 Tessalonisense 4, en ons gaan in 'n oogwink van die verganklike, stoffelike liggaam verander in 'n onverganklike, ewig lewende liggaam wat nooit meer gaan siek word nie, nooit meer gaan doodgaan nie, nooit meer die pyn van hierdie wêreld gaan beleef nie, nooit meer korrupsie hoef te doen, nooit meer barbwire en wat some elektrische omheinings en die weer vir die vensters en 16 slot aan die deur nie, nooit weer. Ek kom jou om by hom te wees vir ewig. En dan is Openbaring 20, salig is hulle wat deel het aan hierdie eerste opstanding, want die ander dooies sal nie herleef voor die 1000 jaar nie verby is. Wat het 1000 jaar praat hy van? Die oomblik as Christus binnekort kom, die seisoene spreek daarvan, die goddeloosheid het reeds hulle keuse gemaak, die wêreld hulle keuse gemaak, hulle wil van God niks weet nie. Ons wil dit wat heilig en regverdig is, die onskuldige wil ons uitmoor. Hulle wat God dien, ons wil hulle uitmoor. God kom sy bruid. En dan gaan ons bruilof hou in die hemel, waar jy loon gaan ontvang vir jou liefde vir hom. Wow, nou is daar preke wat sê, jy gaan 5 krone hê, ander een sê 9 krone, ander een 12 krone. Kan ek vir jou sê, ek ken nie om hoeveel krone. Wie waaroor gaan dit vir my? I just want that one krone. Wie kom ek 1 krone? Maar die woord van God sê, I'm going to take my crown and cast it before him, and say, you alone are worthy to be crowned. So al wat jy 'n kroon kry, is om iets te kan hê, om voor sy voete te gooi, om te sê, jy alleen is waardig om gekroon te word. Is nie om met 'n kroon te loop en dan te kroon. En die ander ene sê, ek het 13. Maar so vir die fans, maar net die fans. Mense, hou op om jou eie ideale en drome en begeertes te jaag en kom by Jesus uit. Dit gaan weer rond en rond alweer. En dan kom ons saam met hom terug. Want dan gaan 'n helse oordeelstydperk vir 7 jaar op hierdie aarde wees, waar God sy 7 skaal van sy oordeel gaan uitgee. Nou sê daar baie mense, ons gaan saam met, ons gaan dwars deur die wat so groot verdrukking. Wie kom glo ek met my hele hart as gaan die groot verdrukking? Want daar is 'n skrif wat sê, daar is dan nog geen veroordeling meer vir hulle wat in Christus is nie, maar 'n blye verwagting na die openbaarmaking van Jesus. So, as God sy oordeel uitgiet op die aarde, is dit om te oordeel, dan moet sy bruid weg wees, ons is die deel van die oordeel, maar daar is geen veroordeling meer vir hulle wat in Christus is. Dan is dit by die bruilof. Dan kom ons saam met hom terug, om as konings en priesters in 'n verheerlikte liggaam, wat onsterflik is,
as konings en priesters saam met hom te heers op hierdie aarde vir 1000 jaar. En na hierdie 1000 jaar, sê die woord in Openbaring 20, sal die ander grafte oopgaan. En klein en groot, hulle wat in die hel is, hulle wat in die doderyk is, hulle wat in die see is, sal voor God verskyn om volgens hulle werke geoordeel te word. En as jou naam in die boek van die lewe nie gevuld is nie, sal jy in die poel van vuur gegooi word. Jou naam sal nie daai dag gelees word nie, want jy is reeds gered, uit genade bruid geword, saam met hom teruggekom, saam met hom vir 1000 jaar geheers, en nou staan jy, en jy sien hoe word hulle wat nie deel was van die opstanding geoordeel. Nou watter mense se name sal dan in die boek vir die lewe? Dit is 1000 jaar van mense wat op aarde het wat onder sy heerskappy 100 jaar uitgaan word en dan sterf. So hulle name moet in die boek van lewe geskryf word, sodat by daardie dag kan deel word van hulle wat reeds die bruid is. Want vir 1000 jaar gaan daar nog steeds mense gebore word van hulle wat op die aarde oorgebly het, wanneer ons terugkom om oor hulle te heers. Jesus Christus redding of veroordeling, kom wat dit sal. Vader, ek verheug my in U. Ek verheug my in U grootheid. Ek verheug my in U majesteit. Ek verheug my in U genade wat so groot is, dat terwyl ons met ons hardnekkige rebelsheid die dood verdien, elke dag so maklik keuses maak om eerder onsself gehoorsaam te wees as U gehoorsaam, nog steeds sê U klop aan ons deur en U wil hê ons inkom, dit bely en vergifnis ontvang en deel wees van die bruid wat huis toe gaan. Dankie vir die woord vanmôre, Jesus. Dankie. Dankie, dankie. Al die lof en al die eer kom U toe, my God, in Jesus naam.